Dit is weer sulke tyd. Welkom by 'n propvol gepakte local is lekker vervaardigde content episode van Uitsa. Welcome back, viewers. We are gearing up for the elections and kick off the show with Robyn Vries of the Electoral Commission of Namibia, telling us what's been done on the front of educating voters and creating awareness about the upcoming elections. I am responsible to oversee the conduct of voter education in the Karas region. So currently we are busy with distributing flyers, giving information to the community about voter education regarding the regional council and local authority elections. So we have different teams that are going out to different directions, and currently we have an approach that we call mob approach, where we have all the teams targeting one constituency at a time. As you know, we have 7 constituencies in the region. We had about 8 weeks before the election, so we have tackled 2 constituencies already. Right now we are in the Nominews constituency, and that does not mean we are not going back to the other constituencies. It just means that our focus right now is on the farms. We know that with the farms, there's a lot of logistics involved, and we want all the farm owners to know, who usually take their workers to the polling points, that this is when the election will be, this is what they need, this is where they need to go and vote. Because this election is very specific, you need to vote where you registered, and we need everyone to understand where to go and vote and how to go and vote. The only major issue we are having with the farms is the fact that they are padlocked, and sometimes the owners are out of the country, and then maybe there's just one guy at the plot looking after the animals. So most of the times when the first farm is padlocked, it means that the other 2 farms behind that first farm can't be reached. So that is our major issue, the fact that farms are padlocked. But we understand it's for their own safety. So I don't know if there's anything we can do about that right now. We have our social media platforms, we have our team corporate communications. They're busy engaging with the youth, making these informative videos, because a lot of people are on social media these days. We also have old media where we use newspapers, we liaise with NBC, and they give regular updates on the process that is currently underway. And then we also have our people that are the foot soldiers of ECN, the voter educators. That's where I come in. So we have recruited youth ambassadors to entice the youth to go and participate in the election. And then we have voter educators. They are called assistant voter educators. They are the ones leading these teams with the youth ambassadors. So it's not necessarily just focused on the youth, but they are the reinforcement for us to be able to reach everybody that needs to know that they need to vote this year. What would your message be to potential voters? What I would say is the election day is the 26th of November. That is the day you need to go and cast your vote. These elections are very important because these are the people responsible of uplifting, developing the towns and the local authority areas. So you have to participate in these elections. I believe the message is clear. Your vote counts and it is your democratic right to go and vote. Don't go away, ek is nou terug. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as 50 Namibian dollars a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom.
Nou sit ons huldeblyk aan die toppresteerders van die SA Rosentjie bedryf voort. Maak kennis met Albertus van der Merwe. Hy is benoem as die Most Improved Grower of the Year. Die kategorie is vir produsente wat 'n wesenlike vordering getoon het in terme van produksie en kwaliteit deur beste boerderypraktyke toe te pas. Ek is Patricia van der Merwe. Ek is getroud met Albertus van der Merwe. En ons boer al 8 jaar op hierdie plaas. Ons het 8 jaar gelede die geleentheid gekry om die plaas te koop by 'n vriend. En van daar af het ons begin. Ek is Wynand Celee, ek is werksaam by Carpedium Raisins hier in Appington. En ek het vir Albertus van der Merwe by Alpad Boerdery in Keimoes genomineer. As jy by hom op die plaas aankom, ek meen jy net met die verbyryslag kan 'n mens sien dis iets anders wat hier aan die gang is. Dit is nie net 'n normale boerdery nie. En as jy Albertus self ook ontmoet, dan kan jy agterkom is 'n netjies agter mekaar ou. Omdat daar so geweldige liefde is vir die plaas en vir die grond, dink ek was dit net 'n maklike oorgang vir Albertus en vir my op hierdie stukkie grond, en dit is eintlik ons 'n stukkie paradys. En ons personeel het net ingekoop van dag 1 af. Dit hulle eie gemaak, hulle het eienaarskap geneem en elkeen het sy stukkie wat hy moet doen op Alpad. Dit is nie elke dag maklik nie. Daar's geweldige uitdagings ten opsigte van die natuur en dit wat jy 'n verskil kan maak. As jy niks daaromtrent kan doen nie, dan moet 'n mens dit laat gaan. Maar dit waaraan jy 'n verskil kan maak, probeer ons om saam te werk en die verskil te maak. Was die dag bietjie om by hom in die kantoor gewees, jy kan sien hoe hy sy somme maak en sy berekeninge maak van die opsies wat op die tafel is, en niks word net gedoen omdat dit gedoen moet word. Daar's 'n berekening en 'n gedagte en 'n motivering agter elke besluit wat hy neem. Ek is Sean Arams. Ek is nou vir 'n bietjie meer as net 'n jaar op Alpad. Ons boer hoofsaaklik met 5 verskillende druiwekultivars. Myrbein, Champagne, so 'n bietjie wyndruiwe. Elke kultivar het met sy eie uitdagings, maar dit is lekker. Ons het wisselbou, lucering, en so nou en dan seisoonaal dan plant ons bietjie mielies. Ons probeer 'n bietjie van die nuwe tegnologie gebruik. Ons doen veral met die drone-bespuitings, so daarmee help dit vir ons lekker. Maar ons kunsmis en alles probeer ons neersit met die drones. En dis koste-effektief ook. Dis my lekker om vir Albertus op bedryf te werk, want ek het daar vrye teels staan, so, en die ondersteuning is daar. As daar iets moet gebeur, die antwoord sal altyd, dis reg, kom ons probeer, kom ons kyk hoe werk dit. Dit is nogal baie lekker van dit. Ek glo die fokus wat Albertus van plant na druiwe maak, na oes, na droog, presisie en die netheid en die fokus wat daaraan gaan. Ek dink dit is wat hom onderskei van 'n ander produsent. Ek dink om na die algehele prentjie te kyk en wat jy sien visueel op die plaas en wat jy ook kan sien in sy gradasies van sy rosentjies en die kwaliteit. Ek dink dit is iets om na te streef en dit is iets vir elke boer om na te streef. Dan wil ek dankie sê vir die nominasie. Dis 'n geweldige voorreg. Nie net vir ons nie, maar vir ons hele personeel. Ek dink Albertus het nog van die begin af altyd gesê om te meet is om te weet. Dit is die raad wat ek aan jonger mense kan gee wat miskien wil boer. As jy 'n droom het, is nooit te laat nie, en as jy skouer in die wiel sit, dan is enigiets moontlik. Knap gedaan, Albertus. Die Raisins SA se jong produsent van die jaar is Petrie Swart. Jaarliks ontvang Raisins SA die meeste inskrywings vir hierdie kategorie. En elke inskrywing wat ontvang word, getuig van jong mense met ywer, drome en 'n diep verbintenis met landbou. Kom ons hoor, hoe het Petrie dit vermag?
Pietrie Swart. Ons is nou so 7 jaar in Appington, ek en my familie, met 'n vrou, 3 kindertjies. Hulle is nou so 7, 5 en een raak nou 11 maande. Ek boer vir Umbertus Kilian op Mooiwater. Ons boer met so 63 hektar rosijntjies. Ons brei uit in die volgende tyd. Ons wil kyk of we 103 hektar kan doen. En ons is 'n uitvoerplaas gewees. Ons het oorgegaan rosijntjies toe. 2008 en die laaste prime uitgehaal. My pa het maar geboer. Ek het na skool toe klaarmaak hier in Appies het ek sportwetenskap geswat. 2 jaar het dit uitgewerk. Toe kom ek terug, toe sê my pa ek moet werk soek. Toe gaan ek terug boerdery toe doen ek losering. Ek het so 2 jaar losering gedoen, toe die oom my gehelp met begin in wingerd in te gaan en toe half nou die wingerd maar gevat en toe het maar aangegaan weer. Die suksesvolle daarvan is jy moet lief wees daarvoor. Dit moet jy werk as jy met 'n liefde wees daarvoor. Dit moet lekker wees. Ons het redelik nuwe tegnologie. Ons het probes in elke blokke van ons. Ons het so 14 probes oor die plaas. Ons het 'n elektroniese waterstelsel wat al die krane self beheer. Ons is nou besig om nuwe kunsmisstelsels in te bring. Vloeimeters van ons hooflyn om ons krane dop te hou. Daar is druksensors op ons krane. Ons tegnieke lê maar by vleg en uitknip. Ons haal al ons drywe onder ons drade al ons af. Party ons glo dis 'n sonde. Ons vat al die drywe weg onder die draad is en ons sorg dat ons mense reg opgelei is. Dis maar wat die suksesvolle daarvan maak en elke jaar daar iets nuut. Jy weet nooit alles is so. Om elke dag motivering plaas te kom is moeilik baie keer, maar dis lekker. Ek hou nie van verlof vat nie. Umbertus sê altyd ek moet verlof vat, maar dit is vir my lekker want ek wil hier wees. Dis my passie. Ek het ondersteuning, my vrou en my kinders weet ook al, hulle ondersteun my elke dag daarin. Partykeer kom ek laat by die huis, partykeer is dit moeilik, maar jy moet lief wees vir die werk wat jy doen. Dit moet vir jou, dit moet nie 'n werk wees nie, dit moet 'n passie wees. Ons het baie bedryfuitdagings. Ons het klimaat is maar een van die dinge. Ons het hierdie jaar verby is ons 275 mm reën gehad op rosijntjie tyd. Moet nooit dink jy weet alles nie. Daar's altyd iets nuut. My naam is Johan Kriek, ek is werksaam by Carpedien Reisens. Ek het vir Pietrie Swart genomineer as jongboer van die jaar. Ja, ek dink Pietrie, as mens nou moet kyk, het hy 'n redelike groot passie vir die bedryf. En ek dink 'n ou kan dit aan die plaas sien waar hy boer. So dit wat hy doen daarso is maar eintlik wie Pietrie is. As iemand gelukkig is, dan weet jy hy hou van wat hy doen en hy doen dit uit sy hart uit en uit sy liefde uit vir die saak. Ek dink Pietrie is baie sterk in netheid. Mense wat vir hom werk, hy verstaan die arbeidsmag en dan ook wat vir my die meeste tel is sy rekordhouding. Ek dink Pietrie kan met 'n druk van 'n knoppie vir jou enigiets sê wat op die plaas aangaan, wat die kostes was en wat gespuit is en hoeveel gespuit is, wanneer gespuit is. So sy rekordhouding is vir my uitsonderlik. Ja, ek dink dis hoekom ek hom nomineer. Ek dink hy geniet wat hy doen. Ja, sy liefde. Ons wil vir SA Reisens bedank vir die nominasie van die jongboer van die jaar, Carpedien wat ingeskryf het. En dan die ou wat dit volgende jaar doen. Vat dit aan. Dit is nie hou jou nederig, maar vat dit met albei hande aan. En as jy wil boer, maak seker jou daarvan. Moenie dit doen omdat jy dit vir 'n geld doen nie, maak seker jou daarvan. Manne soos Pietrie is die rede waarom die toekoms van die rosijntjiebedryf helder lyk. Flam Taljaard het weggestap met die industrieleier van die jaar titel. Hy is 'n man wat wys dat ware leierskap nie net in die grootte van 'n boerdery gemeet word nie, maar in die vermoë om rigting te gee en die groter bedryf te dien. In sy voorsittershoedanigheid help hy om produsente se belange en punte van kommer aan te spreek en dra hy by tot die samewerking en uitbreiding van een van die vinnigste groeiende streke in die rosijntjie-industrie. Ek is Flam Taljaard, ek is gebore op Vredendal. Ons boerdery staan bekend as Van Ryn Werde Boerdery. Ek en Dion van Ryn is vennote in die besigheid. Dion het eintlik so 'n bietjie teruggestaan. So ek is maar die man wat die dinge hier doen en die dag tot dag take en die begrotings en alles van die plaas hardloop.
Ek dink die belangrikste eienskappe om 'n suksesvolle boer te wees is jy moet opstaan in die oggend en jy moet niks aan buitekant half los nie. Want ek dink enige job begin net by jy moet net begin met hom. Jy moet hy ekstra insit om hy ekstra uit te kry. Boerdery moet ook in jou bloed wees, dit moet 'n passie vir jou wees. Jy moet als 120% doen, anders gaan jy nie suksesvol wees nie. As jy nie vir rand en sent boer nie, dan is jy op die verkeerde plek. Dit het net te uitdagend geword en kostes het net te astronomies gegroei om by te hou. So dit is een van my dryfvere om te sê waar kan ons geld spaar? Hoe kan ons beter doen? Jy moet streef daarna om kursusse by te woon en jouself op 'n vlak te kry waar ander mense dalk nie is nie. En dan moet 'n mens kansse vat. Jy moet in boerdery kansse vat. Jy moet goed doen wat ander mense nog nie gedoen het nie en probeer kyk, werk dit nie. Ek is Jaco Stemmet van PepsiCo Vredendal. Ons het vir Vlam nomineer as bedryfsleier vir SA Raisins. Vlam is 'n ware pilaar in ons landbougemeenskap van die Olifantsriviervallei. Vlam is 'n baie toegewyde ou. Hy boer uit sy hart uit. Hy verstaan die landbou. Hy drewe veral die vrugtevliegspad vir SA Raisins. Probeer hy aandreef sodat ons 'n beter produk kan kry. Ons sukkel om almal saam te kry om te spat en Vlam is regtig waar die dryfveer agter dit. Hy is van die min ouens wat regtig waar insit vir die bedryf. Namens PepsiCo wil ons vir Vlam geluk toewens op hierdie toekenning en bedank vir sy loyaliteit oor al die jare. Al waar ek wil wees is in die wingerd, want baie keer moet ek op vergaderings wees en dan as ek 'n oggend soos vanoggend wat hierdie mooi lenteoggend is, as ek in die wingerd stap en sê ek net dankie Here dat ek net hier kan wees, dat ek nie hoef op 'n ander plek te wees nie. Kies vir jou 'n werk waar jy buite in die natuur kan wees, want dis waar ek wil wees en dit motiveer my om elke dag my beste te doen. Christian Taljaard of dan Vlam, soos hy algemeen bekend staan in die Vredendal omgewing, het nie net die rugbyveld aan die brand gespeel in sy jong dae nie, maar hy gooi ook sy gewig in waar hy betrokke raak om 'n verskil te maak in die omstandighede en die betrokke bedryf. Dit is dus geen verrassing dat Vlam voorsitter is van die Vredendal se landbouvereniging sedert 2012. Hy is ook voorsitter van die DWPO in die Olifantsrivieromgewing en hy is ook 'n direkteur onder andere van Klawer se Kelder. Vlam is ook immers een van die grootste korrenteprodusente, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld, en is ook 'n prominente speler in die wynbedryf. Vlam, ons bedryf het groot vlamme soos jy nodig. Jou onbaatsigtige diens word opreg waardeer. Een vlammetjie kan 'n veldbrand veroorsaak en jou entoesiasme is aansteeklik. Ek wil net vir PepsiCo dankie sê vir die nominasie vir Jaco en ook vir wat hulle vir ons doen, want hulle dra maar ons produsente se belange taamlik op die hart as dit by hulle hoofkantore kom en as dit by Raisins SA ook kom. Vlam is 'n ware voorbeeld van wat dit beteken om 'n industrieleier te wees. En ons by Aitsa sê baie geluk met jou prestasie. Ons sit nou ons dwelmmisbruik bewusmaking praatjie voort. Ontmoet vir Hendrik Coleman, 'n gerehabiliteerde dwelmverslaafde en ex-convict met 'n baie sterk boodskap. I am Hendrik Thomas Coleman. I am an ex-convict who was for 40 up to 46 years, just up and down, prison in, prison out, police station in, police station out. Abuse. It's not something which is easy. It can harm you, it can kill you. It can give you TB. From 9 years up to 40, 46 years, I having 3 times TB. Because I was smoking tobacco, if I think the tobacco will not be, or the tobacco will be out of the country,
I was smoking too much, drinking too much, Mentrix, cannabis. I was smoking as it will go out of the country, of it will, how can I say, kan ek in Afrikaans bietjie praat? Dat het vir my geklink, die ding sal uit mode uitraak. Maar ek het nie geweet dat hierdie ding my kan beskadig nie. Vandag hierdie jaar ek is 52 jaar oud en jy sien hoe ek lyk. As ek nie vroeg gestop het nie, dan sou ek nie hierdie jaar 52 kon geword het nie. Hallo, ek hoor julle. Hoeveel jaar oud is jy nou? 6. Die jongman is 6 jaar oud. So, as hy reg lewe, dan kan hy 60 word tot en 120 sê die Bybel. 70 up to 120. I want to mix a little bit kwe kobab. Can I talk kwe kobab? For those who are understanding kwe kobab. Kai kia tabakai kaisa. Kai kia vaipe kaisa. Kai kia vaine asa. Habet sining ais ngani uwa. Na hunge sa ui parang ara. Sa ui parang ara hunge nena. Si satu hiya nok thari to khoiro ba ngaure medi ko kuri khabasa. So ngip kan ui sant mayo of kek neba 20 of 30 sina haldi te. Van onze kinders hulle haal nie eens 20, 30 nie. Ek was so stout geweest. Ek was so onmoontlik geweest. Ek was so sleg geweest. Ek was 'n rower, ek is 'n ex-rower, 'n ex-verkragter, 'n ex-huisbraker, 'n ex-dief, 'n ex-selfoondief. Maar ek het baie laat besef. Dit wat ek mee besig was verkeerd. Kids, you need to reframe. You need to change. Change your life while you are in pre-primary. And give attention to your school work. Please. Ek dink die boodskap is duidelik. Dwelms saai verwoesting in ons gemeenskappe en een verkeerde besluit kan jou lewe kos. Bly net weg asseblief. Finally, the Lutherans Blue School is organizing a talent show. Jessica Shaw, the librarian and activities coordinator at the school, tells us more. We are currently in the process of organizing a fun talent show for the whole of Lutherans to join. And I'd like to give you some more information about that. We are wanting to showcase the talent of Lutherans and its surrounding areas. There are so many people who have something hidden, something that they can do really, really well, and they are just too shy or too embarrassed to do it. And we are opening a platform just for everybody to unleash their potential. We have had a lot of instances lately at the school where students have had to perform, and we had our own in-house talent show not so long ago. And I think it just stemmed from that, but we wanted to, instead of just having it localized at the school, we wanted to broaden it. So talent show is for all ages. All ages are welcome. Adults, grannies, grandpas, aunties, uncles, kids, little brothers and sisters, everybody with any talent is welcome to enter. It is $20 per individual, $50 for a group of 2 to 5, and $100 for a group of 6 or more. Like I said, any talent. You can sing, you can dance, you can juggle, you can tell jokes, you can play a piano, you can play an instrument. It's going to be so much fun. It's not only for the performers, it's for the spectators, the people watching, so that they can come and see and enjoy and have just an afternoon of fun and relaxation and a few laughs. We have had quite a few entries, but we are looking for more. We've got some comedians coming up, very talented comedians from our school. We also have a very talented vocalist who's actually joined forces with one of the teachers, and they're going to be singing a duet. It's mainly singing, and we've got a pianist, very talented pianist. At the Tone Hall
It's on the 25th of October. It's 10 Rand for a child to enter, 20 Rand for adults. There'll be hot dogs and cool drinks on sale. And with that, we conclude this Aitsa episode. Aitsa is volgende week woensdag weer terug. Catch the show at 20:30 across multiple platforms including oneup2.com, NTV, DSTV channel 285 and GoTV channel 25, Netwerk Media Hub and the NTV Afrikaans YouTube channels. If you have a tale to tell, connect with Aitsa via Facebook or WhatsApp at 0812991211, that's the Namibian number, or 082-832-5674, that's the South African number. You are also most welcome to visit our website at aitsafrica.com for locally produced content. Exila ears.